Shalom almal en baie dankie dat julle by ons aansluit vir Makrot. In hierdie week, Parashat Pinchas, lees ons 'n verstommende verhaal oor een man wat met sy eie hande opgetree het om die kwaad te vernietig wat die kamp van Israel bedreig. Dit is die hoëpriester Pinias, wie se naam terloops op twee maniere gespel kan word. Pinchas met 'n jod of Pinchas sonder 'n jod. En die rabbies van Israel sê vir ons dat dit belangrik is om die jod wat in sy naam voorkom te beklemtoon. Dit verwys na sy eie volheid. Wat het hierdie daad van Pinchas, wat die Kohen van Israel is, te doen met die koms van die Messias? Jy sien, ons rabbis het daaroor kommentaar verlewer en in die Targum van hoofstuk 25, vers 1, lees ons van Pinchas, seun van Eleazar, seun van Aaron, HaKohen. En hy het nog 'n naam. Hoe wonderlik is dit nie dat sy naam Elia is, Eliyahu Hanavi. Wat is die verband tussen Eliyahu Hanavi, Elia die profeet, wat gaan kom om koning Messias in te lei en te verwelkom, en die daad van Pinchas? Luister wat daar staan. In die kommentaar staan die volgende. Dit praat van die een wat die ywer het, wat deurtrek is met die ywer van die Here. Nie jaloesie nie, maar ywer. Die Hebreëse woord kin'a kan jaloesie of ywer beteken. Maar hier word die ywer van God kin'a genoem met betrekking tot die liefde vir God. Luister hierna. Iemand wat die ywer van God het, sal 'n beweging verklaar en skep wat Afat Israel genoem word. Wat beteken dit? Dis iemand wat kyk na die verdienstelikheid van Israel. En ten aanskoue van die verdienstelikheid van Israel handel hy in groot liefde. En dit is die een wat waardig is om die Mashiach te bring en die koms van die Messias na die wêreld te verraas. Jy sien, Pinchas het, hoewel hy 'n priester is, 'n verbond van Shalom ontvang. Soos dit in Jesaja staan, soos dit aan die einde van die Aaronitiese seënbede staan, word hy in Jesaja Sar Shalom genoem. En die woorde van die Aaronitiese seënbede in Numeri hoofstuk 6 eindig met die woorde V'yasem l'cha Shalom. In albei gevalle, in albei voorbeelde, verwys die woord Shalom na die verbond van vrede wat ons van hier af sal ontvang. En jy sien ons rabbi sê vir ons hier dat dit sy optrede uit liefde vir sy volk is, wat na die verdienste van die Joodse volk gekyk het, wat die Geula vir die Joodse volk gebring het. Die daad wat hy gedoen het, alhoewel dit die Torah oortree het. Het hom geregverdig om 'n ewige verbond te ontvang. En die rabbies leer ons dat een wat hier in die wêreld gehaat word, die een sal wees wat die ewige verbond in die toekomstige wêreld ontvang. Jy sien, vandag kan ons dade, selfs al word hulle misverstaan, wat Israel bring. Dit kan ongegronde liefde bring, en deur die ongegronde liefde, veral nou in die 3 weke van die 17de van Tammuz tot die 9de van Av, moet ons dade van ongegronde liefde verrig. Die rabbi van Israel, die heel eerste Askenaziese rabbi, Rabbi Kook, is die vraag gevra, waarom huil jy so erg op die 9de van Av oor die vernietiging van die tempel? Die rabbi het na hulle gekyk en gesê, ek huil nie oor die eerste tempel of die tweede tempel nie, ek huil oor die derde tempel. Hulle het nie verstaan wat hy bedoel het nie, en het hom gevra, wat bedoel jy? Die derde tempel moet nog gebou word, moet nog gevestig word. En hy het gesê, as ek net meer sou lief hê soos Pinchas, as ek net 'n bietjie meer soos hy sou lief hê, sou die verlossing al lankal na die wêreld gekom het. Dis die gevolgtrekking van die verhaal van Pinchas. Jy sien, hy moes uiteindelik 'n misdadiger word, volgens die wet oortree, om die verlossing te bring vir almal rondom hom. Is dit nie die verhaal van ons Messias nie? Hy het soos 'n oortrede van die wet gelyk om verlossing vir die hele wêreld te bring.
Mag jy in die voetspore van Pinchas en ons regverdige Messias volg. Tot volgende week, Shalom.